Toekomsbou Museum Theater by die Voortrekker Monument in Pretoria integreer 'n tradisionele museum met interaktiewe teater. Dis 'n vinnige reis deur 120 jaar se geskiedenis en ons het kom inloer. Asked us many times a day if we knew how great is Great Britain. She would emphasize to the point of boredom that the British Empire was the largest in history, spanning approximately 13.7 million square miles and including over 20% of the world's population. The sun never sets over Great Britain. Die Museumtheater het so 2 jaar terug ontstaan en as 'n sensoriese manier om die geskiedenis te deel met gehore. En dit is 'n baie lekker interaktiewe manier om die stories te vertel, ons stories weer op 'n vars, nuwe manier te hoor en baie keer stories wat ons nie geweet het of wat ons al vergeet het. Dis regtig ons stories en dis regtig 'n belewenis vir oud en jong. Ek sou die Toekomsbou Museumtheater regtig vir enigiemand aanbeveel, omdat dit nie net 'n hoor van die geskiedenis is nie, maar 'n regtig beleef en 'n sien en 'n tasbare manier van die musiekkamer tot 'n dieper geskiedenis soos plaasmoorde, maar kom die deurlopende verhaal van bou deur. Tot 12 mense op 'n slag kan hierdie produksie saam kom beleef. 68% van Suid-Afrika se bevolking het verstedelik en is afhanklik van boere om kos op hulle tafel te sit. Net verlede jaar is $12,8 miljard se landbouprodukte soos mielies, wyn, tomaties, appels, pere, druiwe, sitrus en wol uitgevoer. Ons boere sorg vir meer as 800,000 plaaswerkers en hulle gesinne. Dis amper 4 miljoen mense. Sjoe. Ja, JP, ons boere is nie stoepsitters nie. Ons kan ons moue oprol en hard werk. As die omgewing net nie so moeilik was nie. Die regering meng in en dreig. In ons land het erfgrond waarvoor my ouma so hard in 1902 beklei het, treurgrond geword. Ek is die aktrise van die produksie en ek vertolk die rol van die vrou, die Afrikaner vrou deur die geskiedenis van 1902 tot vandag toe. My gunsteling is die geheime vergadering vertrek, nie net omdat ek op die verhoor kan skree en so 'n bietjie streng met hulle kan wees nie, maar ook omdat dit is waar hulle eers gemaklik begin raak in die toneel, waar hulle dit geniet, waar hulle saam lag, saam sing, saam speel. Ja, dit is absoluut my gunsteling. Ek wil graag mense hiernatoe nooi, omdat hierdie ons geskiedenis is. Ek was nooit hierdie geskiedenis op skool geleer nie, so dit is 'n lekker opwindende manier om dit te leer en hierdie is ons mense se storie, dis ons erfenis, dis ons geskiedenis. Hulle moet hier uitkom en ook deel daarvan wees. So ek speel basies een van die hoofrolle in hierdie toneelstuk. Ek dien as die storieverteller vir hierdie toneelstuk en basies die leier wat die mense of die gehoor deur elke toneelstuk lei, deur elke vertrek lei. My gunsteling vertrek of selfs gunsteling part van die toneelstuk is definitief die sangklas, nie net omdat dit so interaktiewe toneelstuk is, wat basies die mees interaktiewe toneelstuk is nie, maar ook omdat jy regtig te doen het met wat ons kultuur maak, wat die musiek en die toneelspel kant van ons geskiedenis is. So waar anders sal 'n mens geskiedenis kan leer in so 'n lekker manier as soos wat hierdie toneelstuk elke liewe sintuig raak. So daarom sal ek mense nooi om juis geskiedenis op 'n lekker manier te kom leer. Mense kan die Voortrekker Monument se webtuiste besoek of die Erfenis Stichting se webtuiste. So dis www.vtm.org.za of es.org.za. Wat 'n unieke belewenis. 120 jaar se geskiedenis in 90 minute. En dit terwyl die gehoor sommer deel van die verhaal is. Dis 'n storie vol boustene van hoop, ondanks struikelblokke. Kom loer gerus self.
Jy met jou ou driehoekie. Jy gesien hoe musikaal ek is. Presies op die regte oomblik. Ag ja. Weet jy wat, maar dit laat my so dink aan teater oor die algemeen, hè, want hierdie is nou 'n ander soort teater, 'n bietjie meer interaksie tussen diegene wat soontoe gaan en die akteurs. Maar ek dink net die afgelope tyd nogal baie aan die rol wat teater ook of die bydrae wat teater oor die algemeen lewer tot 'n mens se lewe. Yeah, I agree with that. I'm such a big theatre lover, and not only because I did theatre or that my degree was in drama initially, my undergrad, but I mean, it's just like such an escapist art form, and it takes you to places and times that you could never go. And I'm always so in awe of watching people on a theatrical stage just to go, this is what you've been put on this earth to do. Dis vir my baie spesiaal om 'n teaterstuk te gaan kyk. So daar's mense wat jou nou al op die verhoog gesien het, Lux. Ja. Nou, jammer dat ek nou nie daai voorreg gehad het nie, maar besoek jy ooit hierdie markies? Ek doen, en ek spandeer hopeloos te veel geld, want al die klein, kind of, what do they call them, like boutique creators, en goedjies op met die hand gemaak, is net vir my so lekker om aan te skaf. So I don't have breaks when I'm at a market. Wel, tierlantuintjies het nou onlangs plaasgevind, en ons het so 'n bietjie ingeloer om te hoor hoe 'n paar mense wat dit bygewoon het, dit beleef het. Kom ons kyk so 'n bietjie. Ons kom elke jaar tierlantuintjies toe. Ons is altyd mal oor die gees en die lekker kos en stalletjies en dis net altyd 'n mooi dag. My gunsteling was maar seker die kos, die mense, net om hier te wees saam met goeie mense en lekker saam te kuier. Dis lekker sitplekke om op te sit en ek weet nie. Dis my eerste keer hier, maar ek sal sê is baie mense, die omgewing is lekker, atmosfeer is lekker rustig, musiek. Ja, nee, is lekker. Ek is vandag by die tierlantuintjie fees want ek wou 'n bietjie kom sien wat is hier alles en dit lyk of hier baie lekker kos is hier buite. Ek het tierlantuintjies toe gekom en obvious my vrou het my hiernatoe gebring. Want daar is natuurlik baie vir vrouens, maar daar is vir mans ook. Soos die lekker Prosecco champagne. Maar ons het gekom vir om te sien hoe die interessantheid van al die verskeidenheid van produkte en ek moet sê dit is baie mooi. Ek dink dalk definitief die koffie is my favourite deel van die markie. Dit lyk vir my soos 'n baie goeie tyd en dis verskriklik mooi plantjies en blommetjies om na te kyk. Dit is altyd sulke unieke stalletjies met mooi kreatiewe uitstallings en ja, dit is altyd die highlight om te kom sien wat se stalletjies hier is. Ja, my gunsteling deel van die mark is natuurlik die binnekant, sal maar sê die indoor kant van die uitstallings met groot verskeidenheid. Ons het natuurlik daar baie goeie parfuums ook gekoop. Tierlantuintjies is anders as ander markte want dit is kleiner. Dis meer gefokus en dis baie kwaliteitprodukte. Ek dink dis baie om te sien. Dit lyk of die verskeie baie stalletjies is en hy's baie groot hierdie jaar teenoor wat ek al gesien het. So ek dink dit maak hom definitief lekkerder as meeste markte.